'n lekker lofoffer. Sê gou vir iemand langs jou, jy gaan nie dieselfde uitstap as wat jy ingekom het. Letitia, jy kan dit nou maar vir Van sê daar. Prys die Here, jy moet dit glo vanmôre. Woord van die Here sê dat ons moet 'n verwagting hê. As jy nie iets verwag nie, wat gaan jy ontvang? So jy kan nie uitstap soos wat jy ingekom het, of jy kan vanmôre sê, Here, ek vat alles wat God vir my wil gee. Wie glo die Here wil vir jou iets doen vanmôre? Ek glo dit, want dit is my God. Hy is 'n goeie pa, hy is 'n goeie vader. Hy is 'n vader wat weet wat ek nodig het, en hy gee nie net vir my dit wat ek nodig het, maar ook baie keer as ek soet is, die begeertes van my hart. Prys die Here. Maar en baie keer as ek stout is, gee hy my ook iets. En bederf hy my ook, want hy bly goed. Hy is 'n awesome God, maar ek is so lief vir die Here vanmôre. Vir watter rede ook al die Here dit op my hart gelê het, ek het dit nou die dag vir die eerste keer dat ek gesê dat ek uit Psalm 23 uit bedien het, en ek doen dit gewoonlik net op begrafnisse af en toe, maar van gisterand af, terwyl ek so met die Here besig is en so half deur die slaap en alles, woord van die Here sê ek gee dit aan my bemindes in hulle slaap. So ek is baie keer bederf terwyl ek lê, dan praat die Here sommer met my oor die volgende oggend, en dan sit sommer net awesome, en bly die Here Psalm 23 weer op my hart lê, en ek sê, okay Here, dit is nou so regte, weet, almal ken hom, almal weet van die skrif, almal het hom al seker gelees, en hy's al op bumper stickers, en hy's op wallpapers, en hy's oral, en ek dink ergens in die proses het mense die krag van die woord verloor, omdat dit 'n gewoonte geraak het. En dan wil God ons baie keer laat stil staan en sê, kyk net so bietjie dieper weer. Maar gaan dit vir u lees so, dit is nie iets onbekends nie. Psalm 23, en hierdie is spesifiek vir iemand wat vanmôre dit moet hoor. Die Here is my herder. Dawid maak 'n stelling hierso, dat die Here is nie 'n herder nie. Hy maak 'n stelling in die opskrif van hierdie ding, dat God is my herder. Weet nie wat hy vir jou is nie, ek weet nie wat, maar vir my is dit dat God is die herder van my lewe. Dit beteken dat hy is die een wat na my kyk, hy is die een wat my lei, hy is die een wat vir my sorg, ek is in sy sorg, ek is sy skaap, ek luister na sy stem en ek loop agter hom aan, en dit is die herder se verantwoordelikheid om die skaap te lei na plekke toe waar hy kan rus, plekke waar hy kan drink, plekke waar hy kan verkoop word, en dit is ook die herder se verantwoordelikheid om die skaap op te pas, om te keer dat hy nie gaan loop waar hy nie moet loop nie, en ook om te keer uit gevaar uit. So ek wil vanmôre vir jou sê, ons sê dit baie maklik, ag die Here is my herder, maar dan sorteer jy jou eie dinge uit. Ons sê dit baie keer baie maklik, die Here is my herder, maar ek sorteer my eie goed uit. Maar wanneer God die herder is, beteken dit ek doen niks sonder dat hy my gelei het, nee, en ek is in totale afhanklikheid van God in my lewe. Hy sê die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Wat sal jou ontbreek? Niks sal my, hier is 'n stelling wat hy maak, en ek en jy kan hierdie woord lees, of ons kan dit profeties oor myself uitspreek. Ek kan die hele woord van God glo ek is profeties, want dit is deur God gegee. Die hele skrif is deur God gegee, en ek kan dit net lees, of ek kan dit glo en saam met God stem, en ek kan dit proklameer, en ek kan dit verklaar, en ek kan dit weet dat woorde het skepingskrag. En hoe God sê, dood en lewe lê in die mag van die tong. Hoeveel keer kom ek in jou op 'n plek waar ons sê, ek weet nie of ons dit hierdie maand gaan maak nie,
Ek weet nie hoe gaan ek hierdie maand deurkom nie. Ek weet nie hoe gaan ons hierdie storm face nie. Ek weet nie, hier die woord sê, niks sal my ontbreek nie. Hoeveel keer kom ons op 'n plek waar ek alself ook was en ek sê, Here, ek sien net nie meer kans. Ag Here, gee my net krag vir vandag. Seker nou nie julle nie, seker aan Amerika. Here, ek net deur hierdie dag kom. Gee my net genoeg krag dat ek vandag kan deurkom. Help my net met vandag. Maar is God nie 'n God van lewe en oorvloed van lewe nie? Is God nie die God wat kan voorsien ver bo wat ek kan bid of kan dink of kan vra nie? Is hy nie die God wat kan skep nie? En ek praat nie vanmôre van prosperity nie. Maar die vyand het die kerk en die kinders van die Here gekry om te glo dat hoe armer ek is, geestelik, emosioneel, alles, en ek praat nie prosperity nie. Maar hoe meer ek sukkel, hoe heiliger is ek. En dan is ek tevrede met dit, sê, ag Here, want dit hou my humble. Dit hou jou nie altyd humble nie. En ek wil vanmôre vir jou sê dat ek het ook op 'n plek gekom waar ek deur siekte gaan en dink ek, okay Here, gee my dan net krag om die siekte te dra. Gee my net die krag dat ek nou nie moedeloos raak oor die pyn in my liggaam nie. Here, so miskien is dit ergens God se wil. Ergens wil God iets vir my sê met hierdie siekte. Maar die woord sê dat elke goeie gawe kom van die Here af. God versoek nie deur die kwaad nie. Kan God opdaag in daai situasie en vir my 'n paar lesse leer? Ja, hy sal. Maar God is nie die een wat die siekte gee nie. God is die een wat sy seun gegee het sodat daar genesing kan kom. So dit klink vir my baie snaaks. Kom ek maak jou siek sodat jy kan leer om my seun se genesing te kan kry. As ek wil dit vandag duidelik maak, ek het al mense gehoor wat gesê het, wanneer hulle met dood te doen het, en 'n kind sterwe of iets kom tot sterwe, miskien het die Here hierdie ding gebring, sodat ons by hom kan uitkyk. As God jou seun, of jou dogter, of jou familielid moes doodmaak, sodat jy by hom kon uitkom, dan sê hy dat die dood van Jesus het nie gewerk nie, en hy moes iemand anders te gebruik om dit te doen. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus het gewerk. Dit wat hy op die kruis gedoen het gewerk. Hy het die dood oorwin. Daar is geen ander manier om by die Vader uit te kom behalwe deur. Maar ek kan vir u wel sê, wanneer ek deur moeilike tye gaan, ek baie oper is om na God toe te gaan. So God is daar om met my te praat. But there's only one name. And it's the name of Jesus. Maar ek wil vanmôre op jou sê, ek en jy het 'n keuse vanmôre. Wat wil jy hê moet God vanmôre vir jou doen? Wat wil jy hê moet die Here vanmôre in jou lewe kom doen? Wat wil jy vanmôre verklaar oor jouself? Is God jou herder? Dan sal niks jou ontbreek nie. En jy moet vanmôre op hierdie plek kom waar jy begin deklarasies maak oor jou lewe en sê, Here, ek sal niks ontbreek nie. Die vyand sê, ek gaan 'n tekort hê. Die mense sê, ek gaan 'n tekort hê. My omstandighede sê, ek gaan nie hier deurkom nie. Maar ek maak 'n verklaring, want God is my herder. Ek sal niks ontbreek nie. Ja, maar hoe kan jy dit sê? Daar is dan 'n tekort in jou lewe. Ek kyk nie na wat voor oë is nie, sê die woord van Here, maar ek roep goed wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Ek stem nie saam met my omstandighede nie, maar ek gaan deur die geloof wandel en nie deur aanskouinge nie. To walk by faith is not to walk by sight. En dit beteken dat God het 'n belofte gegee. In die geestesrealm staan God se voorsiening klaar gereed, want hy het gesê, ek sal niks ontbreek nie, net goedheid en guns sal my volg, en daarom sal ek my vanmôre kom align met die herder se stem in my lewe. Daar's te veel ouens wat vanmôre vir jou wil sê, hoe moet jy dit doen? Ek wil vanmôre vir jou sê, die woord sê, dat ek sal niks ontbreek nie. Hoe weet ek dit? Wel, dis nou Dawid wat dit gesê het.
Jesus sê op 'n ander plek, ek soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die goed sal vir jou bygevoeg word. Op 'n ander plek sê hy, verlustig jou in die Here en hy sal vir jou gee die begeertes van jou hart. Ek kan so aangaan, dan die Here sê op 'n ander plek ook vir ons wees vergenoeg met wat jy moenie geldgierig wees en alles nie, want die Here het gesê, ek sal vir jou 'n helper wees, ek sal jou nooit begewe nie, ek sal jou nooit los nie. So daar is oral 'n belofte dat God gesê het, dat hy weet wat ek nodig het. Die geheim lê daar, dat ek moet my verlustig in die herder, ek moet luister na die herder, ek moet gehoorsaam raak. Ek wil vanmôre vir jou sê, God gaan nie voorsien as jy agter ander goeders aanhardloop en nie agter die stem van die Here aanloop nie, maar as jy vanmôre op 'n plek kom, sê Here, ek is moeg, maar ek loop agter Jesus aan. Ek wil vanmôre vir iemand sê, jy het op 'n plek gekom waar jy vanmôre voel, jy is moeg, jy kan nie meer nie, maar jy het een ding wat jy gedoen het, jy het vasgehou aan die kruis van Golgotha, jy het vasgehou aan Jesus, jy het vasgehou aan jou geloof, en jy was moeg, ja, maar jy het aangehou praat en jy het aangehou luister, en die Here sê, dit sal vir jou tot geregtigheid gereken word, omdat jy na my stem geluister het, en omdat jy aan my vasgehou het. Was jy moeg? Ja. Is jy dalk moeg? Ja, maar jy hou vas met alles wat jy het vanmôre, en sê, Here, ek het 'n herder wat vir my sal sorg, en God sê, as jy vanmôre moeg, sal sy geregtigheid vir jou deurkom, want hy het gesê, hy het jou 'n belofte gegee, niks sal jou ontbreek nie. Dit mag dalk vir 'n oomblik lyk vanmôre, weet jy wat, ek gaan nie vanmôre saam met die vyand stem, en sê, weet jy wat, ek het 'n tekort nie. Menslik gesproke is daar miskien 'n tekort, maar die stoorkamers van die hemel staan gereed vanmôre om hulle wat op God vertrou te help. Nie om jou te verryk nie, but the provisions of God. Ek glo aan die bonatuurlike voorsieninge van die Here. Ek glo dat God is God van meer as genoeg. Ek glo dat God wil nie hê dat jy vanmôre emosioneel uitgeput wees nie. Ek glo God wil nie hê jy moet vanmôre op 'n plek kom waar jy sê, Here, ek het nie meer krag nie. Here sê ook dat daar kom versoekings, maar hy sê met elke versoeking sal hy ook die uitkoms gee. Maar hy is nie die een wat versoek nie. Baie keer is dit ons, baie keer is dit ander mense. Hy sê, hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my in. Wie het vanmôre rus nodig? Wie is op 'n plek waar hy sê, Here, ek is moeg. Here, ek is moeg. Ek hou 'n maskertjie voor, Here, waar by die werk, by die huis, tussen ander, alles is alright. Val vir die pastoor, nee, pastoor, dit gaan goed. Ja? Partykeer het ons 'n maskertjie, en dan val jou binnekant uitmekaar, en sê, Here, maar eintlik is ek moeg. Here sê, maar as jy na my stem luister, sal ek jou ook rus gee. Ek sê jou lei, Jesus sê op 'n plek, my vrede gee ek vir jou. Nie die vrede wat hierdie wêreld gee nie, maar my vrede. Jy sien, baie keer soek ons die vrede wat lyk soos die wêreld se, en dan kry ons dit nie. Sê, Here, maar ek wil net daai vrede hê. Jy al gesien, jy kan vir 'n naweek weggaan en dan kom jy terug. Dis die wêreld se vrede. Jy kan vir 'n naweek gaan rus, dan kom jy terug, dan is jy net so moeg. Hoekom? Dis die vrede wat die wêreld gee. Jy kan 'n nuwe ding koop ook. Dit bring bietjie joy vir 'n tyd. Maar wat jy's nou maar net moeg in 'n nuwe kar. Amen. Dit help nie. Dit laat jou beter voel vir 'n rukkie. Dan kom jy agter, maar jy's moeg ook. Veral as jy petrol ingooi. Jy bly maar moeg. Amen. Hoekom? Want dit is nie vrede nie. Maar dan kan jy glad nie 'n naweek weg hê nie. Maar jy kan kom sit in die teenwoordigheid van die Here. Daar sal tye gewees, dan voel ek net, Here, ek is vandag so moeg. En dan gaan sit ek baie keer daar in my sitkamer, daar, ek het 2 sulke bank, en dan gaan sit ek net daar by die Here. Baie keer is ek te moeg om te bid. Was jy al te moeg om te bid? Dan moeg, Here, ek weet nie eens wat om te, dan gaan sit jy net daar, maar jy gaan sit net by hom.
Ag Here, en dan sit jy daar by hom, jy sit daar by hom, en dan voel jy die teenwoordigheid van die Here, en dan voel jy die krag van die Here, en dan voel jy die vrede van die Here, en dan voel jy hoe die Here jou innerlike mens net weer kom aanraak, die plek waar jy net by hom sit, en dan staan jy weer daar op, dan het die goed om jou nog nie eintlik verander nie, maar ergens het jy vrede gevind binne in jou, want hy het jou gelei in vrede in. Daar's vrede wat net God kan gee. Maar ons moet plek maak. Sien, baie keer skep God geleenthede vir jou om stil te raak in sy teenwoordigheid. Baie keer skep God geleenthede vir jou en my, waar ek moet afskakel en vir ander sê, ek kan nie nou praat nie, ek kan nie nou kommunikeer nie, waar jy vir ander sê, this is time for me to sit at the feet of Jesus. Daar is geen ander een wat vir jou kan rus gee as Jesus homself nie. Hy is groen weivelde, hy is die waters, die stille waters waarna jy smak. Hy sê, as iemand van hierdie water drink, wat ek hom sal gee, strome van lewende water sal uit sy binnekant uitvloei tot in die ewigheid in. Hy is die water van die lewe. Hy is groen weivelde. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar is nie 'n plek van groen weivelde nie. Hy is die groen weivelde. Hy is die waters. En wanneer jy by hom sit, hy sê, ek is die lewe. In my is lewe. Ek is die brood van die lewe. Ek is die, almal wat honger het kom eet, almal wat dors het kom drink. Dit is hy. Jesus is die plek van jou rus. Jy weet van Here sê dit, hy is ons rus. Ons moet in hom ingaan, dan sal ek rus vind. Rus is nie 'n plek nie, dis Jesus. And you've been seeking for a place, but the place is in him. Vrede is in hom. Rus is in hom. Lewe is in hom. It's not a place. It's nie 'n kerk nie, it's nie 'n mens nie, it's nie 'n pastoor nie. It is Jesus. Hy is die herder. En in hom is daar vrede. In hom is daar lewe. Kan jy onthou toe jy die eerste keer jou hart vir die Here gegee het? Dit was nie 'n wens in plekke en goedes nie, it was spending time with him. Dit was Jesus. En ergens langs die pad het ons begin met kursusse en kerke en goeders, but it was just Jesus all along. En ek sê nie ons moet nie by mekaar kom nie, but the answer was always Jesus. Die antwoord is nog altyd Jesus. Nie wat hy kan doen nie, wie hy is. Wat hy kan doen is byvoordeel. Maar wanneer jy Jesus het, sal jy weer rus kry. Hy verkoop my siel. Hy lei my in spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar's niemand wat so goeie hoëpriester is soos Jesus nie. Wat weet waardeur jy gaan, wat jou hart ken, wat jou storms ken, wat jou omstandighede ken, wat vanmôre sê, ek wil jou nuut maak vanmôre. Woord van Here sê, al vergaan die uiterlike mens, nogtans word die innerlike mens dag vir dag vernuwe. Wat beteken hierdie woordjie verkoop? To be restored, to be renewed. Hoe word dit gedoen? Deur die Gees van God, hierdie lewendmakende Gees. Jy sien, en ons dink baie keer, Here, as U die goed om my verander. Ek gaan op 'n stadium deur 'n storm. En ek maak 'n lysie van die goed wat ek dink, Here, as U nou hierdie 5 punte, ek dink dit was 5 punte. As U nou hierdie 5 punte gaan uitsorteer in my lewe, dan gaan ek beter voel. Dan gaan ek nie voel soos wat ek nou voel nie. Want hierdie goed maak my moeg. En ek begin die Here te bid en die Here begin met my te praat. En die Here wys vir my, weet jy wat, daai goeders is net vir jou swaar omdat jy moeg is.
Al verander ek dit, dan gaan net 5 ander punte kom. Al help ek jou nou met jou finansies, en al help ek jou met jou kinders wat nie wil luister nie, en al help ek jou met hierdie ding, en ek help jou met daai ding. Volgende maand breek nog 'n ding weer. Dis die lewe, goed breek, goed gaan verkeerd. Mense is lelik met jou, mense is onregverdig met jou, dinge gebeur in hierdie wêreld. So volgende maand, woord van Here sê, ek het jou vandag meer as genoeg gegee. Môre het genoeg van sy eie kwaad. Daar is kwaad. En op die einde van die dag toe kom ek agter, Here, die storm in my is die grootste probleem wat ek het, is nie die storm om my. Die goed om my, ja, kan ek nie hanteer nie, omdat ek innerlik moeg is. Lord, and I need restoration in me, not around me. Because God wants me to change the things around me by the power that's in me. Wil jy maar dit vanmôre verstaan? Niks gaan om jou verander, totdat iets in jou verander nie. En ek en jy bid altyd, ja, verander hierdie ene, verander daai ding. God wants to do a restoration in you, so that His glory, vir sy naam ontwil. Why do He want to restore you? For His glory. Hoekom wil hy vir jou vanmôre binne kom herstel? Sodat sy naam in jou lewe kan verheerlik word, sodat sy naam, God doesn't, hy wil vanmôre herstel bring. Hy sê dit hierso, hy verkoop my siel, en hy lei my in spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. God wants to do a restoration in you, and then He's going to lead you. Hy gaan eers in jou verkoop, en dan lei hy jou in die spore van geregtigheid. God wants to do a restoration. He wants to restore the glory in you, so that the glory around you can be seen. God wil vanmôre sy gees in jou lewe kom herstel. Hy wil die salwing in jou lewe. Hy wil die autoriteit. Ek wil vanmôre vir iemand sê, die vyand het jou van jou staanplek afgebring in hierdie afgelope tyd, en jy staan in die hoekie en huil voor God, en God sê vanmôre, kom terug na die plek toe waar ek jou geroep het. Kom staan op die staanplek, kom staan in die roeping, kom staan in die anointing, kom staan in die autoriteit, want hy sê ek het aan jou mag gegee om op slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en ergens staan kinders van God in die hoekie en huil, en sê, ag Here, kyk wat doen die vyand. God sê vanmôre, kom staan weer op die rots. Jesus, I have appointed you, and I have anointed you for a time like this. God sê, as jy nie gaan align nie, as jy nie staan waar God jou wil hê nie, kan God, Here, maar ek is nog nie reg, omdat God sê, staan hier, want hier kan ek met jou werk. Here, ek is nog nie reg nie, ergens is daar seer, ergens is daar stikken, ergens, ek kan nie met jou praat, as jy nie in geposisioneer is nie. Ek kan nie met jou, kan stand in the anointing, I've called you to be here. En jy het nie geroep om daar te staan nie. Ek het nie vir jou geroep om nie in die pakgoed weg te kruip nie. Ek het nie vir jou geroep, I've called you and I've anointed you as my son and my daughter, so that my glory can be seen in you and through you. So ek wil vanmôre vir iemand sê, en ek praat hard met myself vanmôre, God sê, staan op die roeping waarmee ek jou geroep het. Kom staan in die anointing, kom staan in, Here, maar ons het mos 10 verskonings oor en is dit jou anointing of is dit God se? Dis God se. If God wants to anoint you, He will anoint you. If God wants to appoint you, He will appoint you. En nie omdat jy gekwalifiseer is nie, maar omdat hy jou geroep het by jou naam. Jy het nie die goedkeuring van die mens nodig nie. Jy wil terugkom waar God jou wil gehad het. Ek wil vir iemand sê, jy hardloop weg vanmôre. There's somebody that has given up. God has given you a dream and a vision to work for the kingdom. And you've been giving up and you've been running away. And God said, come back to the place. Here, maar jy 10 verskonings en 20. Here, oor hoe jy seer gekry het en hoe dit moeilik is en hoe daar nie finansies is nie en hierdie ding en daardie ding. And God's provision, omdat God se voorsiening is altyd aligned with the appointed place God has called you for. So daar is 'n spesiale provision when you align yourself in obedience to God. There's something God gives you. If God calls you for something, He will bring the provision for you to do it.
And when you're not standing in the place where God has called you for, the provision cannot come. You want God to provide first. Die Here voorsien eers en dan sal ek. God sê, gaan staan en loop op die water as jy moet klim uit die bootjie uit, doen wat ek vir jou sê om te doen, maar moenie verwag dat die water gaan ys word, sodat jy kan loop op die water nie. God sê vanmôre, klim op die water en loop op die bonatuurlike, want ek het jou geroep vir bonatuurlike voorsiening. Presteer, God praat vanmôre hard met ons. En Here sê, ek weet jy's moeg, but I want you to be aligned for supernatural provision, so that my name can be glorified. Here sê, jy het nou lang genoeg in die hoekie gesit. Jy het lang genoeg 20 redes gegee, en dis goeie redes, want jy het seer gekry. Jy het moeg geraak, maar God sê vanmôre vir jou, wat soek jy daar? Wat soek jy daar? Jesaja hardloop weg van God af. Hy kom op 'n plek waar God 'n wonderwerk doen en God brand al hierdie altars van hierdie valse profete. En God verslind dit en God antwoord met vuur uit die hemel uit. God doen amazing werk in hom. En een vrou kom en sy dreig, sy sê, ek gaan jou kom doodmaak. En hy hardloop weg in die woestyn en hy kry homself jammer. En hy sê, Here, ek het alleen agtergebly. God vra hom, wat soek jy hier? Ja. Wat soek jy hier? Want dis nie waar ek jou gesê het om te wees nie. Ja, maar Here, hier is my verskoning. Ek is die enigste een wat oorgebly het. Hy was nie die enigste een wat oorgebly het nie. Hoeveel keer het God jou, die vyand jou al laat voel jy's alleen? Nou sit stil. Sê maar eina as jy nie kan amen sê. Hoeveel keer na 'n goeie deurbraak vir God en jy het vir die Here mooi dinge gedoen, ewe skielik kom die vyand en hy sê vir jou, God hoor jou nie, jy's alleen, niemand is saam met jou nie, almal is teen jou. En weet jy wat is amazing, hy het so ver in die woestyn ingeloop, om 'n ontmoeting met God te kry, om dan net weer te hoor, jy moet nie hier wees nie, loop terug. En God stuur nie vir hom 'n perd of 'n donkie of enige iets, om daai pad, hy moet al die pad weer terugstap. Hy het na die berg van selfbejammering, dis my weergawe. Hy het na die berg van selfbejammering gegaan. En op die pad soontoe stuur God engele om hom te versterk, sodat hy nie moet doodgaan nie, van die honger nie. So God keer hom nie eers halfpad deur die engel sê nee, draai terug nie. God sê, eet daarom net sodat jy nie omkom nie. Loop al die pad in die woestyn om by die berg van selfbejammering te kom, sodat hy ontmoeting met God kan kry, sodat God vir hom kan sê, stap terug. Gaan terug na die plek toe, waarvoor ek jou geroep het. Go back to the place. En ek sê nog, ek dink, okay, nou gaan die Here voorsiening gee, dat hy kan vinniger terugkom. Hy moet al die pad weer self terugstap. So ek wil vir iemand sê vanmôre, jy gaan weer maar moet bid. Jy gaan maar weer op jou knieë moet gaan. Jy gaan weer moet tyd maak vir God. Jy gaan weer moet tyd maak om na die stem van die Here te luister. Jy gaan moet wegstap van die... Jy kry 'n ontmoeting by daai plek van selfbejammering, glo vir my. Maar dis nie die eindplek nie. That's not where God wants to use you. You're gonna have to go back. Gaan terug, en as jy halfpad is, draai om. Moenie wag tot by die berg nie, gaan terug na waar God jou geroep het. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf vertroos my. Nou hierdie woordjie doodskade weer in die oorspronklike Hebreëus staan eintlik the darkest valley. Sê nie doodskade weer nie. As
As jy hom gaan terugvat en jy gaan lees hom, dan sê die oorspronklike Hebreëse woord Darkest Valley. Nou ek weet nie van jou af nie, wie het al agter die Here aangeloop en by 'n Darkest Valley uitgekom? So net omdat ek God dien en ek 'n herder het, beteken nie, daar's nie 'n Darkest Valley nie. Nou hy sê nou hier so in die Afrikaans en in Engels weer the valley of the shadow of death, en in Afrikaans weer die doodsvallei. Maar 'n skaap het geen vrees vir dood nie. Hy weet niks van dood af nie. Jy het dit geweet? Hy is nie soos ek en jy, ek is bang om dood te gaan nie. Hy dink nie aan die dood nie. Maar 'n skaap weet dat 'n donker vallei hou gevaar in. As nature. Hoor 'n bietjie wat sê die beskrywing hierso. Sheep do not understand the concept of death. So hierdie gaan nie oor dood gaan nie. They do understand though that entering a dark valley can be dangerous. Even when we might have a reason to be afraid, we do not need to fear, because God is with us and He will take care of us. He, like a shepherd, knows what He's doing and has our best interest in mind. Partykeer gaan ek en jy deur 'n donker tyd. Partykeer is daar goeters daar waar ek nie wil wees nie. Maar weet jy, daar's 'n woordjie deur. Ja, hulle het nie mooi gehoor nie. Mans, daar's 'n woordjie deur. Wat beteken deur? Dit beteken daar is 'n ander kant. Die woordjie deur beteken nie ek gaan daar bly nie. Die woordjie deur beteken dat ek gaan deur dit gaan. Ek het 'n ander kant van hierdie donker tyd waardeur ek nou gaan. There's something on the other side, but while I'm going through this darkest time of my life, God is with me and He is leading me. Ek weet nie hoekom moet ek hier deur gaan nie, maar God het gesê hy is saam met my en hy lei my deur. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy in 'n moeilike tyd, spreek hierdie woord oor jouself nou, deur. Sê dit, Here, ek voel vanmôre nie lekker nie, maar ek gaan deur. Ek gaan deur die donkerte. Ek gaan deur hierdie moeilike tyd. Ek gaan deur hierdie seer. Ek gaan deur hierdie siekte. Ek gaan deur hierdie aanslag. Ek gaan deur, want God het gesê, deur. Ek wil vanmôre vir iemand sê, you are going through. You are not staying there. This is only now. God is leading you through the darkest valley. Jy mag vanmôre daar op die donkerste tyd van jou lewe wees, maar prys die Here, jy staan nie stil nie, want hy is besig om jou te lei na die ander kant waar God se voorsiening is. En in hierdie tyd sê God, jy hoef nie bang te wees vir hierdie donkerte nie. Want hierdie donkerte gaan jou nie oorweldig nie. Ander ouens sal omkom in hierdie donkerte. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy sit vanmôre in 'n situasie en jy het veel bestaan en gevoel, Here, waar is U in hierdie omstandighede? Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as God nie saam met jou in hierdie ding was nie, was jy nie hier vanmôre nie. Was jy sekerlik al dood gewees. Here, dis 'n moeilike tyd waardeur ek gaan. Ander wat God nie het nie, sou nie survive het nie. People without God will not survive the same darkest valley. The only reason you are here today is because God didn't fail. Jy gaan dalk deur 'n moeilike tyd en dit is moeilik om te sien wanneer dit donker is. Maar weet jy wat? Hy is die lig van die wêreld en die duisternis kan hom nie oorweldig nie. Sy woord is ook 'n lig vir jou voet. En ek wil vanmôre vir jou sê, moenie laat die vyand vanmôre vir jou sê jy is besig om hier te bly nie. This situation is a passing through. Ek wil vir ons het vanoggend so 'n liedjie gesing, sommer net vir die lekkerte met die oefening. You are on the brink of a miracle. Don't
don't give up. You are on the brink of a miracle. Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie opgee nie. Jy is op die vooraan van die grootste deurbraak wat jy ooit in jou lewe gesien het, maar jy moet align wees en sê, Here, al gaan ek deur. O, prys die Here, ek gaan deur. Ek gaan deur, ek gaan nie hier staan nie. Ek gaan nie eers tent opslaan hierso nie. Ek gaan deur, prys die naam van die Here. En weet jy wat is lekker wanneer jy deur hierdie goed gaan? Daar's in hierdie laaste skrif hier goedheid en guns word genoem. Het jy al God se guns beleef in the darkest valley? Nou moet jy mooi dink. Op die donkerste tye van jou lewe het jy al guns beleef. Dis die verskil. Daar was tye in my lewe wat ek gevoel het, Here, U voel so ver. En dan kom God en dan bederf hy jou met iets. Dan dink jy, Here, ek verdien dit mos nou nie, want ek is so 'n bietjie negatief. Sê die Here, guns en goedheid volg jou. Volg jou. Wanneer? Al die dae van jou lewe. Nou kom God en die vyand sê vanmôre vir iemand, you're not gonna make it. Hier in die valley kom die vyand en hy sê vir jou, jy gaan dit nie maak nie. Dan sê God, kom ons dek gou vir jou 'n tafel. Waar gaan jy dit aan die ander kant? Ons gaan sommer nou lekker eet. Ons gaan piknik hou sommer net hier. Sodat die vyand sien, hy kan niks aan jou doen as ek vir jou voorsien. Sodat die vyand sien dat geen vloek wat hy stuur kan die blessing van God van jou lewe uitoorweeg nie. Sodat die vyand kan sien, as God my seën, kan die duiwel niks daaromtrent doen nie. Sodat die vyand kan sien, al lyk dit of hy my omring het, sê God vir die vyand, jy gaan nie aan sê. Ek wil vanmôre vir iemand sê, ek luister na 'n ander gedeelte van Louis Giglio wat ook oor die herder praat, maar hy sê, don't give the enemy any place at your table. En hy sê, so moenie laat die duiwel kom saam aansit nie. Hy gaan jou kos opeet. Hy moet waar wees. Hy moet staan en kyk hoe eet jy. So I'm telling you, daar's baie keer vyande wat jou omring. Daar's baie keer omstandighede wat om jou ring. Maar God sê, ek gaan jou seën, sodat die vyand moet sien, as ek seën, gaan niemand dit kan keer nie. Ek weet nie waardeur jy gaan vanmôre nie, maar die Here sê, ek en jy het 'n keuse. Jy kan aansit of jy kan nie aansit nie. Either you can see the goodness of God and say, Lord, ek wil aansit en ek wil God loof en prys. Here, dankie vir goedheid, dankie vir guns. Here, ek kan moan oor baie goed as ek wil en ek kan kla oor baie goed wat verkeerd gaan, maar ek wil vanmôre kyk na die goedheid van God in hierdie moeilike tyd. And I want to start praising God for every blessing on my table this morning. En as jy nie gaan kyk na wat God vir jou op jou tafel gesit het nie, gaan jy dit nooit kan geniet nie, want die vyand wil vir jou wys wat nie op die tafel is nie, en jy sien nie eers wat op die tafel is vanmôre nie. God sê vanmôre, kyk bietjie en geniet wat ek vir jou voorberei het op hierdie tafel. Jy sien, dis wat die vyand doen. Here, maak dit nou nie dit op die tafel nie. Op party van ons kinders is ons so. Ek het 3 laities. Jy kan nie vir een van hulle dieselfde broodjie pak nie. In my dae was dit, jy eet peanut butter of jy ly honger. As ek keuses gewees nie. Jy eet of jy gaan slaap honger. Daar's nie. Nou en Jessie like om te bederf ook. Dan maak sy een eet, ek like van pap en wors. Een eet nie, pap, my vrou werk by 'n papfabriek. En die kinders van nie eens pap eet nie. Een eet pap en wors, maar eet die pap en mins nie. En dan maak sy nou hoendertjie by vir die een wat nie die wors wil eet nie. So elkeen moet ietsie kry. My dae was dit, jy sê pap en sous kry, sê happy eet. Daar's nie. Maar jy sien baie keer,
Ek kan nie onthou wat het die ene glad nie geëet nie, hy het nie sy mond aangesit nie, toe het hy nou die dag uiteindelik daarvan geproe, dit is nogal lekker, ja, ons het dit al lang al voorgesit, maar jy het dit nog nooit geëet nie. Want ons kan kyk na wat ons het, of ons kan kyk na wat ons nie het nie. My pa het 'n oulike ding wat hy gesê het, hy sê, as ek gaan kyk na wat ek nie het in die lewe nie, sal ek nooit genoeg hê nie. Maar as ek gaan kyk na wat ek het, gaan ek agterkom, ek sal dit nooit in my lewe kan opgebruik nie. When I think of the goodness of God. Die vraag is nie, het God vanmôre 'n tafel vir jou gedek nie, die tafel staan daar. En as jy honger is, dis jou eie skuld. Ek het hierdie woord gebring soos wat die Here op my hart gelê het nou. Ek wil vanmôre sê, die Here sê vanmôre, ek wil graag vir jou God wees. Ek wil vir jou God van nabyheid wees. Ek wil vir jou 'n herder wees. Ek wil vir jou voorsiener wees. Maar jy moet vanmôre begin 'n declaration maak oor jou lewe. Ek sal niks ontbreek nie. Ek gaan deur moeilike tye. God is saam met my deur hierdie tye en ek gaan deur dit gaan. Gaan nie bly nie. I'm going through this. Maar ek wil vanmôre vir iemand sê, God said, it's time to align yourself. You cannot expect supernatural provision if you're not standing in the place God has called you to be. Staan op jou voete saam met my. Vra dat die orkes na vorentoe sal kom. En ek wil jy met eerste vir die Here sê askies dat jy dalk soos hierdie ou weggestap het in die woestyn in. Dalk het jy van jou calling af, dalk het jy 10 redes, maar ek kan vir jou een rede gee. Sy naam is Jesus. Jy kan 20 redes sê hoekom jy voel soos wat jy voel. Ek kan vir jou een rede gee hoekom jy gehelp kan word. Sy naam is Jesus. Jy het dalk 10 redes oor goed wat met jou in jou verlede gebeur het. Hoekom jy seer het, hoekom jy nie vertrou nie, hoekom jy stikkend is. Jy mag dalk vanmôre 10 redes hê oor goed wat mense aan jou gedoen het. En die een het jou teleurgestel, en daai kerk het jou teleurgestel, en hierdie pastoor het jou geval, en die ene, en daai ene. There may be a lot of reasons, but I can give you one reason. His name is Jesus. En ek wil vanmôre hê, jy moet vir die Here sê, Here, hier is ek. Hier is ek, Here. Ek vat my standplek in. Ek vat my standplek in, Here. Laat ek in Christus sal wees, in u woord in my. Here, en ek vat terug, as 'n ou liedjie wat sê, I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me. I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me. Mag die Here vir jou teruggee, dit wat die vyand van jou gesteel het, oor hierdie afgelope tyd. Mag daar 'n nuwe seisoen in jou lewe uitbreek van vandag af. Mag jy van vandag af sien hoe God vir jou 'n tafel dek, en mag jy die ander kant van die vallei beleef van hierdie dag af. Mag hierdie Darkest Valley tot 'n einde kom. Mag hierdie donkerste tyd van jou lewe nou tot 'n einde kom. Ek ervaar dat God sê, it's time for the breakthrough. It's time to see the other side. Ek ervaar dit vir iemand, daar's 'n deurbraak wat kom. Geestelik, emosioneel, liggaamlik. Your breakthrough is here. En ek wil jy maar dit vat, moenie nou huil en vra, ag Here, as God says, I am going to do this. Maar luister na my stem. En ek wil jy raak opgewonde, sê Here, dankie. Dankie Here, dankie Here, dankie Here.